Daar's iets aan hierdie soort aanbidding wat net skynbaar anders is. Net die eenvoud om jou siel net te laat geseën word deur die teenwoordigheid van die Here. Vir my is dit regte Christendom in aksie. Elke oggend by die Angelus Tempel om 10:00 dink ek is dit, praat broer Du Plessis. Is dit reg broer Du Plessis? Hy's een van die paar mans wat ek ooit ontmoet het, wat regtig my bediening verstaan het. En as julle kom, is ek seker julle siele sal geseën word deur na broer Du Plessis te luister. Ek het so pas die voorreg gehad om sy vrou te ontmoet vir die eerste keer in my lewe. So, sy is net 'n tipiese Afrikaanse vrou. Sy het gesê sy is van Texas. Het julle hom almal lief in Kalifornië? Julle weet, Texas is die tweede grootste staat in die Unie nou. Alaska is die eerste, julle weet. O, goeieste, dit laat Texas dink nie waar nie. Wel, my moeder is van Texas en ek het self 'n paar dinge om oor Texas te spot. En baie groot siele het uit Texas gekom. Ek is seker hulle sal goed verteenwoordig wees in die hemel wanneer ons daar kom. Groot herlewings en so voort. Nou vandag en in hierdie gelaaide kamer met die Gees van God, kon ek net verwag dat enigiets sou gebeur. Dis wanneer die mense eendragtig vergader is. Dis wanneer dinge plaasvind. Bly om vanmôre my vriend hier agter te hê wat saam met my gejag het. Ek kan die helfte van die tyd nie aan sy naam dink nie. Broer Johnny van Rutten, Bert van Ruiten, en so hy. Ons het saam gejag op die rivier van geen terugkeer deur die goedhartigheid wat my betref van die Christen sakeman. Ons het beslis baie goeie gemeenskap saam gehad. En nou dink ek, het ons nie tyd om regtige teks te neem om met julle te praat nie, maar ek wil net graag hierdie getuienisse gee. En om te dink, nou broer Du Plessis het my gevra om vir die gehoor te sê dat hy nie onbeskof uitloop nie, maar hy het 'n diens net nou waarna toe hy moet gaan en so, by die Angelus Tempel. Hy praat daar vanmôre. En vanaand verwag ons nog 'n groot uitstorting van sy gees by die tempel. Gisteraand het ons 'n ongewone aand by die tempel gehad. Nou party van die ou mense van die tempel het daar buite in die steegie gestaan soos ek verbygegaan het. Net gehuil en gesê, dit lyk soos die ou tye. Een kerel wat ek Groot Mike noem, ek reken hy mag teenwoordig wees. Hy soort van 'n plekaanwyser daar op iets. Hy het net sy eie jubelfees gehou. Nou, ek het gisteraan gepraat oor die leiding van die Heilige Gees. Hoe God lei. En as ons net in ons gedagte kan dink dat al hierdie dinge van God afkom. Omtrent 'n week gelede het ek 'n brief gekry van 'n ongeluk wat omtrent 14 jaar gelede plaasgevind het. En dink of wil vra, is hierdie genesings geestesgenesings of is hulle fisiese genesing? En ek het net gedink ek sou dit vertel vanmôre wat plaasgevind het. Wat gebeur het met 'n gekleurde meisie in Jonesboro, Arkansas, omtrent 14 jaar gelede aan die begin van my bediening. Ons sê daar was toe niemand op die veld behalwe ek nie. Broer Roberts en hulle het nog nie ingekom en broer Cohen baie van die groot werkers in die veld vandag nie. En ek was 8 dae daar op die platform en het nie weggegaan nie. Net dag en nag daar gebly. En so 'n bietjie slaap teen die kant van die preekstoel en hulle sou vir my 'n bietjie lemoensap bring. En ek was vasbeslote om te bly tot ek vir elkeen gebid het. Maar daar was aan die einde van die 8 dae, was daar duisende meer as wat daar aan die begin was. So onthou ek iemand wat vir my beduie het met 'n uniform aan en dit was 'n ambulansbestuurder.
En hy het gesê, ek het 'n pasiënt hier buite wat sterwend is. Kan jy na haar toe kom? Net die vorige aand was daar 'n man wat 'n skoenmaker was bo in 'n ander stad in Arkansas, wat blind was vir omtrent 20 jaar. En toe hy deur die ry gegaan het, het die Heilige Gees hom vertel van sy toestand en gesê hy is genees. Wel, toe hy die gebou verlaat het, kon hy nie meer sien as wat hy het, toe hy in die gebou ingekom het nie. Maar hy het geweet dat ek hom nie ken nie, en daar moes een of ander soort van 'n bonatuurlike wese wees om dit te sê. Want hy het geweet dat ek niks van hom af geweet het nie. En hy het daardie persoon aanvaar, nie vir my nie, die een wat gespreek het. En die storie was, soos hulle dit op die radio gegooi het die volgende oggend en oor die land, dat op sy pad huis toe daardie aand, omtrent 2 uur in die môre, hy begin het om die ligte van die motor voor hom te sien flikker. En die volgende oggend het hy in sy eie kerk ingestorm, die Methodiste kerk, en daar was hulle. Hy het soveel verstoring veroorsaak dat hy uitgegooi is. En toe het hy in die straat afgegaan na een kerk toe en toe na die ander om te getuig, en dit het 'n oproer veroorsaak. Baie van die mense het van die hospitaal afgekom en wou voorgebid word. Soos ons soontoe gegaan het, 'n paar manne wat my gehelp het na die ambulans toe. Was daar 'n tipiese Arkansas moeder wat daar gelê het sterwend aan kanker. En haar man het gedink dat sy dood was, want sy het sopas in 'n koma ingegaan, om die waarheid te sê. En sy het stil gelê, haar man het gekniel agter in die ambulans waar die bestuurder my ingesit het, en hy het gesê, "Broer Branham, sy wou so graag hê dat jy vir haar moet bid." Sy was 'n goeie vrou, gesê sy het gehelp om daar te ploeg met die ploeg oor hierdie ou kleite hier, en sy het my gemaak wat ek is. En gesê sy's 'n ma van 5 kinders. En hy het gesê, ek het my plaas verkoop en ek het haar in die hospitaal gesit. En die laaste ding wat ons verkoop het, was ons span. Dokters het getrou geveg, het hy gesê, om haar lewe te red, maar sy is opgegee en huis toe gestuur. En om die ambulans te kry om ons af te bring, het sy haar swart bessies verkoop wat ons 2 jaar gelede ingelê het, om die geld te kry om te kom. En nou lê sy stil, sy's dood. En ek het haar aangeneem, en hy het gekniel in sy ou gelapte hemp verbleik. En terwyl ek net 'n klein gebedjie gebid het, het ek gedink ek het die plooie op haar voorkop soort van sien frons. Satan het vir my gesê, natuurlik, jy weet, dis net die reaksie van die spiere, sy's dood. Maar soos ek aanhou bid het haar hand myne gedruk, soos daardie. Satan het weer gesê, dis net die spiere. Maar ek het net aanhou bid. Na 'n paar oomblikke het sy opgestaan en sy het gesê, wie is jy? Haar ou man so oorweldig deur die bring van die lewe weer aan sy liefdevolle vrou. Hy het sy arms om haar gegooi, begin skree, moeder! Ek het by die deur van die ambulans uitgeklip en ek het gesê, kan nie my terugkry na die platform toe. Die man het gesê, daar's 2000 mense tussen hier en die deur. Hy het gesê, ek sal jou agter in die parkeerterrein inneem en kyk of ek kan inkom. Net om te wys dat God hulle sal respekteer wat honger en dors na geregtigheid. Toe ons gekom het waar die ry van die gehuurde busse was, het ek 'n geluid gehoor. En ek het gekyk en dit was 'n jong gekleurde meisie, mooi aangetrek. En Arkansas het in daardie dae streng segregasie gehad.
En sy was blind en sy het haar pad probeer vind, geroep vir haar pappa. Ek het haar opgelet omdat sy soort van lank was en sy het gesê, "O pappa, waar is jy?" En gevoel met haar hande en gesê, "Sal iemand my nie help om my pappa te vind nie?" Wel, ek het stil gestaan. Niemand het my geken nie, want ek was net die hele tyd in die tempel en hulle kon nie naby die plek kom nie. So ek het net 'n oomblik daar gestaan en ek het na haar gekyk. En sy het gesê, "Iemand, help my asseblief om my pappa te vind." Niemand het blykbaar enige aandag aan haar gegee nie. Ek het stil gestaan, haar dop gehou. Sy het deur die skare beweeg. En ek het gedink aan ou blinde Anna in die tempel. Dat sy so lank gebid en gewag het vir die vertroosting van Israel. En toe hulle ons Here in die tempel ingebring het om vir hom te doen volgens die gebruik van die wet, die Heilige Gees het haar deur daardie skare gelei, met haar wat blind was tot waar hy was. En ek het stil gestaan en die jong vrou het nader beweeg en eintlik het sy reg in my vasgesteer. Sy het gesê, "Verskoon my." En sy het weer begin gaan. Ek het gesê, "Na wie soek jy, jong dame?" Sy het gesê, "Meneer, ek soek na my pappa." Sy het gesê, ons het hiernatoe gekom van Memphis af om die geneeser te sien. En gesê, "My pappa het 'n manier probeer vind vir my om in te kom. En hy het vir my gesê om stil te staan. Maar hulle het vir my uit die plek uitgestoot en ek het verloor waar ek gestaan het en ek's blind. En ek kan nie my pad terugvind. Sou jy so gaaf wees, het sy gesê, om my te help na die bus toe, waar my pappa my kan kry? Nou hierdie lyk na 'n skynheilige te wees, maar ek het gesê, "Wat het jy gesê? Het jy hier na toe gekom om te sien?" Sy het gesê, "Ek het gekom om die geneeser te sien." Sy het gesê, "Jy sien meneer, ek is al jare lank blind." En sy het gesê, "Ek het vanmôre op die radio gehoor van 'n man wat sy sig gekry het." Ek gesê, "Pappa het die geld gereed gekry en ons het op die gehuurde bus geklim en ek het gekom om hom te sien. En nou sê hulle jy kan nie eers naby die gebou kom nie." Ek het gesê, "Jy glo nie in sulke goed soos daardie nie, glo jy?" Ek het gesê, "In die dae wat ons sulke goeie dokters het." Gesê, "Maar jy sien meneer, hulle kan my glad nie help nie." Ek het gesê, "Wil jy vir my sê dat jy glo dat die gebed van daardie man iets vir my sal doen of vir jou?" En sy het so gesê, "Ek sal dit nooit vergeet nie." Sy het gesê, "Ek sal jou sê wat ek sal doen. As jy my net sal help na waar daardie man is, dan sal ek my pappa vind." Wat 'n teregwysing vir my. Ek het gedink aan blinde Fanny Crosby. Sy het gehoor van hierdie ander man wat genees is, die ander blinde persoon, en ek het gedink aan Fanny Crosby toe sy geskryf het, "Gaan my nie verby, o liewe Heiland, hoor my nederige geroep, wyl u ander roep, gaan my nie verby. U die stroom van al my troos, meer as lewe vir my, wie het ek op aarde behalwe u? Of wie in die hemele
as u. Terwyl God genees in die Angelus tempel, kan hy genees in hierdie boefretrek. Hy is die God wat daardie man in daardie rolstoel genees het gisteraand. Afgehaal met kanker van die bed af om te juig toe hy nie eens kon beweeg nie. Die een wat klein Rietjies genees het, die een wat die boodskap al die pad oor die see gestuur het. En met daardie vrou gepraat het wat sterwend was met diabetes en hier sit haar suster hier vanmôre, teruggeskakel. Hy's nou dieselfde God. Ek het na haar gekyk en ek het vir haar gesê, miskien is ek die een wat jy veronderstel is om te sien. Sien hoe God dinge net presies reg inskakel. Waarom is ek agtertoe geneem? Sy het my aan die lapelle van my baadjie gegryp soos daardie in. Sy het gesê, is jy die geneeser? Ek het gesê, nee suster, ek's nie. Ek's net jou broer. Sy het gesê, ek wil die geneeser sien. Ek het gesê, ek hoop dat jy hom eendag sal sien en ek glo jy sal. Sy het gesê, wat is jou naam? Ek het gesê, broer Branham. Sy het gesê, jy's die een wat ek wil sien. En ek het gesê, nou niemand ken my nie en ek sal vir jou bid, maar moenie dat dit bekend word nie. Neem jou hand. Ek kon nie haar hande van my lapel afkry nie. Sy het vasgehou vir lewe en dood. En ek het vir haar gesê, ek kan bid as jy sal glo. Sy het gesê, dis al wat ek jou vra om te doen. Ons het ons hoofde gebuig en terwyl ons gebid het, het ek 'n uitroep gehoor. En sy het uitgehardloop in die parkeerterrein, mense een kant toe en ander kant toe gegooi en sy het op die vloer geval geskree. Ek wat eers blind was, kan nou sien. Paar weke gelede het ek 'n brief van haar gekry oor OOS 2020. Sy hoef nie eers 'n bril te dra of niks nie. Dis onuitspreeklike genade van God wat hierdie dinge doen. Dis iets wat Jesus Christus vir sy kerk gegee het om die voorregte van goeie gesondheid te geniet. Ek kan hou daardie aan. Soos ons afsluit, mag ek dit sê, toe die Here my die bediening gegee het om vir sy kinders te gaan bid. Soos julle almal weet, is ek grootgemaak in 'n arm huis en dis waarom ek ongeleerd is. En kan nie praat en so voort nie, maar ek het die Here gevra, ek wil nie groot wees nie. I just want to be honest. That's all I desire. Ek wil nie gewild wees nie, ek wil net eerlik wees, dis al wat ek begeer. Dat julle kan weet dat ek die waarheid vertel, want ek verteenwoordig hom. Ek op die veld begin bid het vir die siekes, het ek nie 'n pak gehad om aan te trek nie. En ek het nog nooit my lewe offerande opgeneem nie. En my broer, 'n sondaar seun op daardie tyd, was in 'n motorongeluk en dit het sy klere stikking geskeur. En hy het vir my daardie ou pak gegee en die broek was baie erg geskeur en my vrou het afgegaan na die 10-sent winkel en 'n paar van daardie lappe gekry wat jy met die yster opstryk, julle weet. Sy het die broek nogal goed reggemaak en die sak was afgeskeur en ek het vir my 'n naald en garing gekry en soort van die sak vasgewerk, julle weet, dit gelapte toegewerk. En ek is nie baie goed met 'n naald nie. Nou wanneer hulle my sou voorstel aan predikers soos wat ons hier het vanmôre, was ek soort van skaam vir die baadjie. Dit was aan die regterkant en dus ek moes my regterhand uitsteek. Ek het my aangehou mou onder oor daardie geskeurde sak en my linkerhand uitgesteek om hand te skud met die predikers en sê, "Excuse my left hand, but it's closer to my heart." Verskoon my linkerhand, maar dis nader aan my hart.
Maar die ding was dat ek skaam was vir daardie ou geskeurde sak. But when those people saw that young Ethiopian girl with Maar her toe sight, daardie mense daardie jong Ethiopiese meisie met haar sig gesien het daar 'n ouma daar gestaan met 'n kierie en 'n verdraaide voet. He said, I know who you are, Brother Branham. I've been Hy het gesê, ek weet wie jy is, broer Branham, ek het 3 dae hier gestaan in hierdie reën. If you just ask God, God will heal my foot. As jy net vir God sal vra, sal God my voet genees. Wat kan gedoen word op daardie tyd? I said to him, my brother, if you believe that Jesus died, Ek het vir hom gesê, my broer, as jy glo dat Jesus gesterf en weer die 3de dag opgestaan het om al hierdie dinge moontlik te maak, gee vir my jou kierie. and when he handed the club, he wasn't just kidding, he meant it. En toe hy die kierie gegee het, hy het nie net 'n grap gemaak nie, hy het dit bedoel. Ek het met my eie 2 oë daardie verdraaide horrelvoet sien reguit kom, en hy het in die lug opgespring en begin skree. 4 men rushed around me, but people, mothers with their little 4 mans het my omsingel, maar mense, moeders met hulle babatjies wat naby genoeg probeer kom, net om daardie ou verslete baadjie aan te raak, en God het hulle genees. It wasn't the ragged coat. No, it wasn't the one that was wearing it. Was nie die verslete baadjie nie, en dit was ook nie die een wat dit gedra het nie. Dit was die Here Jesus wat hier is vanmôre, hulle geloof geëer het. He leads us in mysterious ways. Hy lei ons op geheimsinnige maniere omdat hy ons liefhet. Hy maak dit so eenvoudig dat dit oor die kop van die wyses en verstandiges gaan, soos hy gesê het dit sou. And shall reveal himself to En sal homself openbaar aan kindertjies wat wil leer. I am sensitive enough. Ek sensitief genoeg vir die Heilige Gees om nou te weet dat daar baie mense is wat net hier in hierdie gebou lê. And why not us just settle it now? En waarom handel ons dit nie nou net af en aanvaar wat Jesus vir julle almal gedoen het nie? Dieselfde God wat daar buite was daardie aand, is dieselfde God wat net nou hier is. And you have the same needs that they had. En jy het dieselfde behoeftes wat hulle gehad het. En hy is geen aannemer van persoon nie. Die skrifte is waar. Hierdie dinge word gedoen sodat dit kan bevestig dat ons in die laaste dae lewe in die skadu van die koms van die Here. As one speaker just said a while ago, Soos een spreker so pas 'n rukkie gelede gesê het en ingeroep is na die president, na die kabinet toe en sovoorts om die vraag te vra: wat kan gedoen word? there's nothing can be done. Daar's niks wat gedoen kan word nie. Maak net gereed om die Here te ontmoet. Ons het ons dag van genade weggesonde en daar's net een ding oor, en dis die koms van die Here. En hierdie tekens en wonders wat julle sien plaasvind, is